Dit is goed om ook so saam met jou te reis en saam met jou ook in die Here se woord ons rigting en ons koers te vind. Ons staan vandag stil by 'n aangrypende teksgedeelte en ons lees Romeine 8 vers 31 tot 34. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood uit opgewek. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. 'n Aangrypende gedeelte, aangrypende gedagte as ons hieroor nadink. En mense het al baie keer hierdie teksgedeelte gelees en heel waarskynlik het hy al vir jou ook baie beteken, soos ook vir meeste van ons. Maar hier is 'n gedeelte wat vir my opnuut uitstaan. Die vraag daar in vers 33. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Is dat God is die een, wat kan daar wees? Die wet, ons gewete, die vyand, die Satan. Maar dat dit wat Christus kom doen het, dat hy die mag gebreek het oor sonde en die dood. En dat ons nie in die kloue of in die klem of in die greep van die mag van sonde of die dood is nie. Maar dat ons deur Christus vrygespreek is. Dat hy as hoofregter die een is wat die straf ontvang en in ons verbondenheid met Christus is ons vry. Wie kan ons aankla? God self spreek ons vry. En die klem en die aksent wat hierop val, meer as dit, hy het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood uit opgewek. En hy heers, hy sit aan die regterhand van God, en hy pleit vir ons. Aangrypende gedagte om oor na te dink. En alhoewel jy miskien dalk in hierdie lydingstyd hoofsaaklik, en meeste van die kere is dit vir mense 'n moeilike tyd ook, maar die fokus, dit wat ons voor oë het, is hierdie gedeelte, meer as dit. Hy is uit die dood uit opgewek en hy leef. Mag ons dit voor oë hou in hierdie lydingstyd. Mag jy hoor dat jy vrygespreek is, dat God self spreek hulle vry. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? Mag jy ook in hierdie vryheid leef. O Here, baie dankie vir genade, die triomf van genade. As ons luister na Prof. Willie Jonker, wat oor baie jare gelede ook geskryf het oor hierdie gedeelte in Romeine. Here, dat u genade bereik 'n hoogtepunt in u liefde wat prys gee. 'n Liefde waarvan niks in hierdie wêreld ons van kan skei. Mag u die eer en die lof en die aanbidding ontvang van ons harte. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Seën vir jou en mag die Here vir jou ook 'n diep reisgenoot wees in hierdie tyd. Tot 'n volgende keer.